SA Gemeente het hierdie jaar begin met die nommer 1 netwerk vir jou lewe visie. En ons is besig om in 'n nuwe hoofstuk van hierdie gemeente se lewe in te beweeg. En daar is 'n gevoel waarin ons God vra om ons op 'n nuwe manier in die stad uit te stuur. Stuur ons uit met die evangelie om ons bure en ons woonbuurte op 'n verhoogde en eintlik op 'n radikale manier te dien. Meer radikaal as wat ons ooit in die verlede gedoen het. Dis 'n groot versoek, maar wat beteken dit? Ek bedoel, wie moet ons wees om op daardie manier na ons stad gestuur te word? Jesus het net voor hy gesterf het 'n redelike intensiewe stuk onderrig met sy disippels deurgemaak om hulle voor te berei om in die wêreld ingestuur te word. En wat ons nou verlede week mee begin het en wat ons hierdie Paasfees in die eredienste en deur die prediking gaan doen, is om dan nou by Johannes hoofstuk 12 te begin en dit deur te werk tot aan die einde van Johannes 13. Maar hierdie enorme kursus wat Jesus vir sy disippels leer, gaan eintlik tot aan die einde van hoofstuk 17. Maar daarvoor het ons dan 'n hele jaar nodig. So Johannes 12 tot 17 is trouens die langste en mees substansiële leerstuk van Jesus wat ons in die hele Bybel het. Dit is waar hy sy disippels toerus om uitgestuur te word. En ons gaan dit deurwerk sodat hy op 'n sekere manier ons kan onderrig en toerus. Nou, volgens die Bybel is al niks belangriker as die heerlikheid van God nie. Sommige van julle weet dat Christene in 1 Korintiërs 10 aangesê word om alles te doen tot eer van God. Maar daardie term is vir ons aan hierdie kant van die 2 millennia later so ver verwyderd. Het voel op afstand. Die meeste Christene het natuurlik gehoor dat ons dinge tot eer van God moet doen, maar wat beteken dit? Wil jy betekenis in die lewe hê? Het jy 'n diep behoefte aan persoonlike verandering? Is jy bekommerd oor geregtigheid in die wêreld op die oomblik? Die sleutel tot al daardie dinge is die heerlikheid van God. Kom ons begin om dit te ondersoek en vra vir die teks. Wat is die heerlikheid van God? Waar vind jy die heerlikheid van God op die mees prominente manier? En hoe ontvang jy dit? Hoe verbind jy daarmee? Hoe begryp jy dit? Wat is dit? Waar vind jy dit? Hoe begryp jy dit? Wat is dit? In die teks merk jy op dat hierdie stem uit die hemel kom. Dit is God. Natuurlik, God die Vader wat sê, ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Dis eintlik 'n opsomming van die geskiedenis van die wêreld. Volgens die Bybel is die belangrikste ding wat God in die wêreld doen en die hoofrede waarom Jesus gekom het om God se naam te verheerlik, om die wêreld se heerlikheid te wys. Gaan kyk in Johannes 12 vers 27 tot 36 waarmee ons vandag besig is. Nou, wat is die heerlikheid van God? Daar is meer om vir julle te sê as wat ek nou kan sê, maar ek het nog altyd gedink dat die eenvoudigste manier om mense 'n definisie van die heerlikheid van God te gee, is om te kyk na die woord wat in die Ou Testament vir heerlikheid gebruik word en die woord wat in die Nuwe Testament gebruik word. Die Ou Testamentiese woord is kavod. Dit is die Hebreëse woord en dit vertel ons dat die heerlikheid van God sy hoogste belangrikheid is. Die Nuwe Testamentiese woord is doxa. En dit vertel ons dat die heerlikheid van God sy absolute en uiteindelike skoonheid is, mooiheid is. So die heerlikheid van God is dus sy hoogste belangrikheid en sy absolute en uiteindelike skoonheid. Nou kom ons neem 'n oomblik vir beide van hierdie aspekte. Eerstens, sy hoogste belangrikheid. Die woord kavod beteken gewig. Die Hebreëse woord vir heerlikheid beteken gewig. Jy weet, swaarheid, belangrikheid. En wat interessant is dat ons eintlik in Afrikaans 'n woord het wat soortgelyk werk. Die woord materie. Wanneer jy oor materie praat, kan dit iets solied, iets substansieel of iets gewigtig of swaar beteken. Materie kan ook beteken belangrikheid. En wanneer die Bybel sê dat God gewigtig is, dat God heerlik is, wanneer dit oor sy kavod praat, beteken dit dat hy belangriker is as enigiets anders in die wêreld. En hy behoort belangriker te wees as enigiets anders in jou lewe. Hy is die een wat die meeste saak maak. Die meeste mense wat in God glo, beskou hom as iets belangrik. Hulle glo in God. En as hulle 'n probleem het, dan begin hulle dalk kerk toe gaan of bid, maar as dinge goed gaan, dan bid hulle nie regtig meer so baie nie. Vir meeste gelowiges is hy van sekere belang. Hy is 'n byvoeging, 'n vitamienaanvulling, 'n spaarwiel, maar wanneer jy die heerlikheid van God verstaan, beteken dit om hom as uiters belangrik te behandel. Dit beteken dat as jy glo dat hy die heerlikheid van God is, en jy hom as heerlik behandel, sy wil, sy werk en jou verhouding met hom die belangrikste dinge in jou lewe is, laat ek dit eenvoudig stel.
Is jou verhouding met God die belangrikste ding in jou lewe? Is dit die enigste, nie ononderhandelbare ding nie? Sal jy niks doen wat dit in gevaar stel of verswak nie? Is jou lewe op God gesentreer? Hy is nie 'n byvoeging tot jou lewe nie. Hy is nie op die periferie van jou bestaan nie. Hy is in die hart daarvan. Is hy die sentrum? Hoe doen jy jou werk? Hoe hanteer jy jou verhoudings, jou huwelik of die huwelik wat jy graag wil hê? Is hy altyd sentraal? Is hy in jou verhouding met hom die belangrikste ding in jou lewe? Is alles anders onderhandelbaar? Eers dan. Of as jy ten minste sê, ek wens dit was so, het jy 'n begrip van die heerlikheid van God. So, God is heerlik. Beteken dat hy van uiterste belang is. Tweedens, soos ons gesê het, is daar nog 'n woord in die Bybel wat vir heerlikheid gebruik word. Dit is die Griekse woord doxa. Nou, terwyl die Ou Testamentiese woord kavod, gewig of belangrikheid beteken die Nuwe Testamentiese woord doxa, lof, verwondering, briljantheid of skoonheid of mooi. God word nie net verheerlik deurdat sy heerlikheid gesien word nie, maar deurdat dit geniet word. As jy die heerlikheid van God nog nie regtig begryp het nie, as jy dit net sien, maar nie daarin vreugde het nie, dan het jy dit nog nie ten volle gevang nie. Jy sien God nie as die belangrikste nie, maar jy sien hom as pragtig. Hy trek jou aan. As jy sê, ek moet dit doen sodat ek die seëninge kan kry wat ek wil hê, dan gebruik jy God. God is nie pragtig vir jou nie, hy is net nuttig. Hy is nie 'n doel op sigself nie, hy is 'n middel tot 'n doel. Jy gebruik hom om die dinge te kry waarin jy werklik vreugde vind. So, om die skoonheid van God te sien, is om so aangetrokke tot hom te wees dat jy hom gehoorsaam vir wie hy is. Jy is lief vir hom omdat hy God is. Dit is die grootste geluk wat jy kan ken. Waarop kom dit prakties neer? Onvoorwaardelike gehoorsaamheid wat vreugdevol is. Eric Liddell, sommige van julle weet wie hy was. Daar was 'n film oor sy storie genaamd Chariots of Fire. Hy het die goue medalje gewen in die 400 meter naloop. Wel eintlik die 400 meter yard naloop in 1924 in Parys, maar al was hy 'n briljante atleet, het hy 'n presbyteriaanse sendeling geword. Hy was 'n Skot en hy het na China gegaan. En toe hy besef dat die Japaneese China sou binneval, dit was nou in die laat 1930s en vroeg 1940s, het hy sy gesin teruggestuur na Kanada, maar hy het daar gebly. Hoekom? Om te doen waartoe God hom geroep het, om 'n sendeling te wees, om mense lief te hê, om met mense oor Jesus te praat. Hy het daar gebly en hy het uiteindelik in 'n konsentrasiekamp gesterf. Nou, die interessante ding is, Liddell het wat hy 'n disipelskapboek gehad wat hy dit genoem. En wanneer mense Jesus volgelinge geword het, of wanneer hulle regtig geestelik wou groei, het hy hulle disipel, hy het hulle ontmoet en hy het altyd met 'n stel vrae begin. Hier is die vraag wat hy dan sou vra, wat in daai boek was: is jy gereed om God te gehoorsaam? Selfs al beteken dit jy verloor aansien. Sal jy God volg, selfs al beteken dit persoonlike finansiële verlies, bespotting of ander ontberings? En sal al hierdie opofferings met blydskap en vreugde gemaak word? Weird. Dit klink vir my asof hy oor die heerlikheid van God praat en nie net God se supreme belangrikheid nie, maar ook sy absolute skoonheid. Is jy bereid om te gehoorsaam? Of jy nou daarvan hou of nie? Is jy bereid om God te vertrou in enigiets wat hy in jou lewe bring? Of jy dit verstaan of nie? En as jy sê, wow, dis moeilik, dan is jy reg. Eric Liddell het basies gesê, as jy die heerlikheid van God begryp, dan gehoorsaam jy hom ongeag wat dit kos, ongeag hoe jy voel, ongeag die gevolge, en jy doen dit met vreugde. Hoekom? Want wat sou belangriker kon wees as om hom te behaag? En wat sou meer vreugdevol kon wees as om hom te behaag? En totdat jy hierdie vraag met ja kan antwoord vir hierdie redes, het jy eintlik nog nie die heerlikheid van God regtig begryp nie. En dis nogal kragtig, of hoe? Laat ek jou van nog 'n fliek vertel. 'n Fliek genaamd Their Finest Hours. Dit is 'n ware verhaal, gaan check dit bietjie uit. Daar was 'n geweldige orkaan en die kuswagstasie in Chatham, Massachusetts het besef dat hulle 2 reddingsoperasies moes uitvoer in die middel van 'n orkaan. Maar vir hierdie tweede tankskip wat hulle moes red, het hulle net 'n klein bootjie gehad wat net 8 oorlewendes sou kon terugbring, as daar enigiemand was om te red. Nou daardie klein bootjie moes dus uitgaan en die kuswagsoldaat wat in bevel was, moes mense vra om saam met hom te gaan. Hy het 3 vrywilligers nodig gehad.
Hulle het almal geskroom by die gedagte om in 'n orkaan uit te gaan om mense te red wat moontlik nie eers meer daar was nie. Maar uiteindelik het hulle uitgegaan en hulle het 32 mense gered. Op 'n boot wat eintlik net 8 mense kon huisves, het hulle 32 teruggebring. Dis 'n ware verhaal en 'n wonderlike film. Maar toe hierdie bevelvoerder sy manne aankyk en almal is skrikkerig oor die 100 km/h winde en die gevaar, het hy na hulle gekyk en gesê, hulle sê jy moet uitgaan, hulle sê nie jy moet terugkom nie. Wat hy bedoel het was, dis ons werk om mense te red, dis nie ons werk om te oorleef nie, dit is nie deel van die taak nie, ons taak is om uit te gaan en te red. Dit is wat Eric Liddell gesê het. As jy die heerlikheid van God verstaan, dan is dit jou taak om te gehoorsaam. Dit is nie jou taak om te oorleef nie, en jy doen dit met blydskap. Hoe vaar jy met die heerlikheid van God? Jy mag dalk sê, wow, okay, dit klink regtig na 'n moeilike boodskap. As selfvervulling vir jou die belangrikste is, skep jy 'n samelewing van individualiste, 'n samelewing wat verdeeld en gefragmenteer is. As jou volk vir jou die heel belangrikste is, lei dit tot rasisme en nasionalisme. As jou gesin vir jou die belangrikste is, lei dit tot paternalisme en patriargie. Augustinus sê, net as God vir jou belangriker is as enigiets anders, sal jy in staat wees om alle individue, alle gesinne en alle rasse op 'n gelyke manier lief te hê. En dis nie net kultureel en sosiaal revolusionêr nie, maar om God eerste te stel is persoonlik revolusionêr. As werk vir jou die belangrikste is, sal jy jou gesin verwaarloos of jy sal nooit 'n gesin kan bou nie, want werk is vir jou te belangrik. Jy sê, okay, en as jou gesin vir jou die belangrikste is, sal jy jou gesin verpletter onder die gewig van jou verwagtinge, want hulle sal alles moet wees om jou gelukkig te maak. As God vir jou belangriker is as jou gesin en jou werk, sal dit al jou verpligtinge op die regte manier orden, en jy sal hulle almal reg lief hê. Jy mag dalk sê, wel, goed, ek neem aan ek moet God verheerlik, ek neem aan ek moet vir die heerlikheid van God leef, maar wat doen ek? Wat doen ek as dit waar is dat om die heerlikheid van God te begryp beteken om sy belangrikheid en sy skoonheid te verstaan? Wat moet ek doen? Moet ek huis toe gaan en net wag dat God my tref? Okay, Here, ek weet nie wat ek moet doen nie. Raak my net aan, laat dit net gebeur. Ek verstaan jy voel dalk op hierdie oomblik, God is nie werklik genoeg vir my om so 'n lewe te leef nie. Dit voel alles baie abstrak. Hoe vind jy die heerlikheid van God? Waar vind jy dit? Die antwoord is hier, op 2 plekke. Kyk, Jesus Christus sê, nou is my siel ontsteld. Wat moet ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Wat is hierdie uur? In die boek Johannes, elke keer as Jesus oor sy uur praat hy oor die uur van sy dood. Dit is hoekom hy praat oor hoe hy verhoog sal word. Wanneer ek van die aarde verhoog word, wat bedoel hy? Hy bedoel opgehef op 'n kruis. Hy sê, Vader, ek vrees hierdie uur, ek is bang vir die kruis, maar dan sê hy, verheerlik u naam. En die Vader antwoord, dit is wat ek doen. Dit is wat ek doen. Die Bybel sê die plek waar jy die heerlikheid van God op die mees verhewe manier kan vind, is aan die kruis. Ek was in 2016 in die Grand Canyon in Amerika, en as jy daar staan, neem dit jou asem weg. Jy ervaar die heerlikheid van God. Psalm 19 sê, die hemele vertel die eer van God. Wanneer jy die sterre sien, die oseaan, die Grand Canyon, en jy is oorweldig daardeur, ja, dan ervaar jy iets van die heerlikheid van die Skepper. Maar let op, jy sien die heerlikheid van God in die skepping, soos jy die heerlikheid van die son in die maan sien. Dis net 'n refleksie. Maar die Bybel sê, en ek gaan dit oor en oor sê, soos ons deur hierdie 8 weke gaan, dat wanneer jy kyk na Jesus wat sterf aan die kruis, dan kyk jy na die son self, die volle glans van die heerlikheid van God. Hoe so? Wel, Jesus sê, my siel is ontsteld. In sekere opsigte is dit Johannes se weergawe van die tuin van Getsemane. Jesus is verleë, hy sidder. Die woord ontsteld hier beteken presies wat jy dink dit beteken. Hy is bang, hy bewe, hy skrik vir sy dood. Nou dis interessant, want oor die jare heen was daar baie mans en vroue wat hulle dood tegemoet gegaan het sonder om te bewe. Party het selfs gesing. Hoekom dan? As ander mense sonder vrees kon sterf, sou die Seun van God, die tweede persoon van die drie eenheid, die skepper van hemel en aarde, skrik en bang wees.
Jesus Christus bewe, want hy weet, hy gaan op daardie kruis in 'n absolute duisternis ingegooi word. Hy gaan iets ervaar wat niks of niemand ooit tevore beleef het, of ooit weer sal beleef nie, om 'n begrip te kry van hoekom hy so gevul is met angs en vrees. Kom ek stel dit so, wat is die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur? Ek dink is wanneer liefde van jou weggeneem is. Een manier waarop dit gebeur is wanneer 'n egnoot of 'n kind sterf. Dit is waarskynlik een van die ergste dinge wat met iemand kan gebeur. Maar miskien is daar iets nog erger. Miskien is dit nog meer verskriklik of bitter as 'n kind of 'n egnoot vir jou skree en sê, ek wil nooit weer iets met jou te doen hê nie, en wegloop uit jou lewe en jy sien hulle nooit weer nie. Dit kan selfs erger wees. Ek sê dit met groot sensitiwiteit, want ek weet daar is mense wat sulke dinge beleef en beleef het. Maar nou, dink daaraan. As daar God die Vader is en God die Seun en dit is so, dan was hulle liefde vir mekaar 'n perfekte liefde, 'n oneindige liefde wat in alle ewigheid af sonder begin. Die liefde wat hulle gehad het, was oneindig groter as enige liefde wat enige van ons ooit ervaar het. En vir Jesus Christus om te weet dat hy verlaat gaan word, dat hierdie liefde van hom weggeneem gaan word, dat hy geen hoop, geen liefde, geen God sou hê nie, dat hy in absolute duisternis ingegooi sou word. Wat het daar gebeur? Hy sê vir ons in vers 31, nou is dit die oordeel oor hierdie wêreld. Aan die kruis het die oordeel wat ons verdien, die oordeel vir al die sondes en boosheid van die mensdom, op hom geval. En dan sê hy, wanneer ek verhoog word, dit wil sê, wanneer ek in die kruis is en die oordeel ervaar en my siel aan stukke geskeur word, dan sal ek alle mense na my toe trek. Hy sê, dit is waar julle die skoonheid sal sien. Enige iemand wat kyk en sien wat ek daarbo doen, enige iemand sal aangetrek word. En jy mag dalk vra, hoe kan dit wees? Daar's geen groter skoonheid as wanneer die mooiste wees in die heelal sy skoonheid prysgee vir ons, geslaan en gemartel word om ons te red, om ons lief te hê. Daar's geen groter heerlikheid as Jesus Christus, wat die heerlikheid van die hemel gehad het nie, maar sterflik geword het, breekbaar, wat aarde toegekom het en alles verloor het, vir ons. Jesus het eintlik gesê, dit is my taak om hulle te red, dit is nie my taak om te oorleef nie. Die Grand Canyon mag jou dalk ook laat sê, ja, ek raai daar is 'n God, hy moet regtig groot wees. Maar die kruis wys vir jou sy heerlikheid, die heerlikheid van sy geregtigheid. Hy is so regverdig, dat hy sonde moes straf. Maar ook die heerlikheid van sy liefde. Hy was so lief vir ons, so barmhartig, dat hy self daardie straf gedra het. Jesus Christus het dikwels gesê, daar is vir my geskrywe in die boek, ek het gekom om u wil te doen, o Here, laat ek dit vir jou vertel. Jesus Christus sê, dit is my taak om hulle te red, dit is nie my taak om te oorleef nie. En as jy sien wat hy gedoen het, sal dit jou trek. Kyk daarna, dink daaroor, totdat die skoonheid daarvan op jou afsmeer, oor jou spoel, totdat jy begin sien hoe glorieryk dit is. En nou laastens, prakties. Hoe leef 'n mens vir die heerlikheid van God? Ek wil so prakties as moontlik wees, want dit voel soos hooflig denke tot nou toe. Ons het gesê om vir die heerlikheid van God te leef, beteken om hom as die belangrikste te behandel en om sy skoonheid raak te sien. Maar ons weet almal dat dit in fases gebeur. Soos die lewe aangaan, kom ons al hoe meer in sy heerlikheid in. Sien ons dit meer, leef ons dit meer en word ons al hoe meer verander. Hoe gebeur dit? Ek wil net 2 praktiese wenke uit hierdie teks uitlig. En eerste een is, moenie jou smarte mors nie. En die tweede een is, word opgewonde oor wat hy van jou kan maak. Eerste een, moenie jou smarte mors nie, wat bedoel ek daarmee? Dink hieraan. Kyk na vers 27. Nou is my siel ontsteld. Het iemand wat vandag deel is van hierdie preek 'n ontstelde siel? Weet jy? Daar is net 2 soorte mense in hierdie wêreld. Mense wie se siel nou ontsteld is en mense wie se siel later ontsteld gaan wees. Dis al. Niemand word dit gespaar nie. Nou as jy tans 'n ontstelde siel het, wat moet jy daarmee doen? Kyk na die meester. Wat het hy daarmee gedoen? Sy siel was ontsteld. En wat het hy gesê? Vader, kry my hier uit. As u my nie hier uitkry nie, is ek klaar met jou. Ons het 'n voorwaardelike verhouding, u en ek. As u toelaat dat die ergste met my gebeur, ek stap weg. Nee. Hy sê, Vader,
verheerlik U naam. As jou siel ontsteld is en jy wil weghardloop en jy het geen idee wat aangaan nie, moenie sê, Vader, kry my hier uit nie. Sê eerder, Vader, ek weet nie hoekom dit gebeur nie, maar verheerlik U naam in my lewe. Wys vir my meer van U heerlikheid deur hierdie pyn. Wys vir ander mense meer van U heerlikheid deur dit. Ek weet nie hoe nie. En trouwens, dit is 'n langer boodskap vir 'n ander tyd, maar oor die algemeen, wanneer jou siel ontsteld is dit dikwels omdat iets wat jy te belangrik gemaak het, bedreig word. Dit is 'n kans vir jou om meer op God self en sy liefde te rus. Daarom, word opgewonde oor wat hy van jou kan maak. In die 1950s, toe J.R.R. Tolkien nog geleef het en die Lord of the Rings reeds gepubliseer was, het mense briewe aan hom geskryf met die vrae, met allerhande vrae. Daar was 'n vrou met die naam Rona Beer wat 'n brief aan hom geskryf het en gevra het, wanneer die ring in Mount Doom gegooi word en ontplof Sauron. Hoekom ontplof Sauron wanneer die ring vernietig word? En fascinerend genoeg, terwyl Tolkien nog geleef het, het hy self 'n antwoord gegee op daai vraag. Hy het gesê, die ring van Sauron is net een manier waarop jy kan uitbeeld hoe iemand sy lewe en sy krag plaas in iets buite homself, iets wat dus blootgestel word aan gevangenskap of vernietiging met rampspoedige gevolge vir die persoon self. Het jy dit verstaan? Hier is hoe Augustinus dit sou gestel het. Dis een ding om 'n persoon lief te hê, maar as jy daardie persoon die belangrikste ding in jou lewe maak en iets gaan met hulle verkeerd, dan ontplof jy. Hoekom? Want God is dan nie die belangrikste nie. Sy liefde is nie vir jou so belangrik soos daardie persoon se liefde nie. God is nie so belangrik soos daardie persoon nie. En omdat daardie persoon te belangrik vir jou is, skep jy vir jouself 'n ring. 'n Ding waarin jy jou hele lewe en identiteit plaas. Dieselfde gebeur met 'n loopbaan. Dieselfde gebeur met enigiets wat belangriker as God in jou lewe word. Jy raak vreeslik broos en kwesbaar. Want as enige iets verkeerd gaan met die ding wat jy die meeste lief het en wat vir jou die meeste saak maak, ontplof jy. En daarom wanneer jou siel ontsteld is, het jy eintlik 'n kans, nie om die mense rondom jou minder lief te hê nie, of om jou loopbaan minder belangrik te ag nie, maar om God meer lief te hê. Moenie jou smarte mors nie. As jou siel ontsteld is, sê, Vader, wys my U heerlikheid, kry vir U selfheerlikheid uit hierdie situasie. Besef dat hy jou in 'n kind van die lig verander. Jesus sê, glo in die lig terwyl jy die lig het, sodat jy kinders van die lig kan word. Dis nie net dat God aan die einde van die tyd vir ons sy heerlikheid gaan wys nie. Hy gaan ons heerlik maak. Paulus sê, hierdie ligte, tydelike verdrukking berei vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid voor, wat ver bo enige vergelyking is. Ons weet nie eers wat dit presies beteken nie, maar ek sien dit al hier gebeur. Ek sien mense wat in tye van swaar kry sê, Vader, verheerlik U naam. En ek kan sien hoe God hulle in iets pragtig verander, selfs nou. Wie weet hoe dit oor 1 miljoen jaar gaan lyk? Ek sien hoe jy dieper word, ek sien hoe jy wyser word, ek sien hoe jy meer liefdevol word, ek sien hoe jy nederiger word, ek sien hoe jy 'n kind van die lig word. Hoe meer jy jou lewe bou rondom God se heerlikheid, hoe meer gaan hy jou in iets heerlik verander. Wie weet wat hy met jou kan doen. 'n Laaste storie. Daar was 'n koning wat op 'n dag na die strate van 'n dorpie gegaan het om sy mense te ontmoet. 'n Bedelaar wat die koning in die strate sien loop, het dadelik sy almoesbak opgelig, oortuig dat die koning vir hom iets ruim gaan gee. Maar toe kyk die koning die bedelaar in die oë en sê, geef jy vir my iets? Die bedelaar was natuurlik geskok en verontwaardig. Hoe kon die koning hom vra om iets te gee? En met 'n frons het die bedelaar onder in sy bak rondgekrap en 3 klein ryskorreltjies uitgehaal en dit in die koning se hand laat val. Waarskynlik met 'n snuif van ontevredenheid daarbey. Aan die einde van die dag het die bedelaar sy bak omgekeer om te kyk wat hy ontvang het. En tot sy verbasing het hy 3 stukkies suiwer goud op die bodem van sy bak gevind. 3 ryskorrels gegee, 3 stukke goud ontvang. Hy kyk op en sê toe, as ek net vir hom alles gegee het, geef hom alles, sodat hy jou in goud kan verander. Amen. Here, verander ons in goud. Here, verheerlik U naam deur ons lewe. Here, ons is gestuur om U te wys vir die wêreld. Mag dit so wees.
Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, en die Seun en die Heilige Gees wat as 'n eenheid saam is, wat gebreek was vir jou, die donkerste gat nog ooit. Ek seën jou in die naam van hierdie drie eenheid, wat se liefde sterker as ooit is, wat se liefde vir jou gebreek is. Mag God verheerlik word deur jou lewe. Amen.